Baie welkom by hierdie week se Kaap Vol Hoop en ons kuier lekker in die Brede Kloof Vallei naby Woester en ons gaan lekker wyn proe by Bergsig Wynkelder en ook 'n baie lekker padstal besoek. En die padstal is die Rietdakkie en daar gaan ons vir Maryke en Rian Botha ontmoet. En by Bergsig Wynkelder gaan Annemarie van Niekerk, die wynmaker, vir ons voorstel en van hulle topklas wyne en pro-lokaal bestuurder Laura Smit gesels ook saam. Maar kom ons gesels eerstens oor die Rietdakkie padstal. Welkom by hierdie week se Kaap Vol Hoop. Lekker om hier in die pragtige Woester omgewing te wees, Brede Kloof. Pad na Bergsig Wynkelder toe, maar ek moes hom eers stop hier so by Rietdakkie padstal. En dis baie uniek saam met Maryke, lekker om hier te wees. Baie lekker. Dis 'n baie unieke plek, mens kan lank hier so bly en Rian Botha, so Rian, ek gaan by Rian begin net want hy ken die geskiedenis, verstaan ek. Baie goed. Sy is die ingevliegde voël. Absoluut. Okay, so jy gaan ver terug nou op 'n grootjie toe. Dit het oorgevang op 'n stadium en dis uniek. Kan jy glo dit so ver terug aan julle is nog 4de generasie of so? Ek is 4de generasie. Natuurlik is my seun het ook nou onlangs by ons aangesluit om te help met die boerdery, maar ons is baie bevoorreg om 4de generasie te wees. Ons kan getuig van baie uitdagings, maar ook baie suksesse. Ja. So daarvoor is ons dankbaar. My oupa grootjie het die plaas bekom so in die laat 1880s. Wow, lekker. En sedertdien het my oupa en sy broer hulle het nou die plaas verdeel en sedertdien was hy weer onderverdeel na hulle nageslag. So hier's nou 4 plase wat op kaart en transport almal dieselfde naam Witteelse Boom het. Vandag is daar nou ander handelsname gekoppel aan die plase, maar ons is bevoorreg om hier te kan boer en 'n lewe te kan maak. Absoluut. En julle, dis 'n vrugbare wêreld, dis mooi wêreld. Kyk, as mense die berge hier so kyk in die omgewing, raak mens dit ooit gewoond. Want as mense hier inry van die Kaapse rigting dan oorweldig jy mooi, maar ons sê vir ons Rian sê altyd dis deel van my salarispakket. Kyk na die berge. Ja, dit is so. Ja, en dis druiwe, dit is wyndruiwe en vrugte. Dis mooi in die padstal vang mense oog en dis lekker. Ek het vroeër het ons gesels oor die begin. So ek weet die begin was amper nederig geweest. Dit was 'n nederige begin. Ek wil glo ons is nou nog nederig, maar ja, dit was 'n nederige begin. My pa het die wa teen die pad gaan trek en met sy groente en my ma het later gemmerkoekies en beskuit gebak en dit is ook daar verkoop. Maar Maryke was al lank deel van die besigheid toe dit nog eers die heel eerste rietdak gebouetjie was. En later het ons nou uitgebrei na die gebou wat hier gestaan het op hierdie perseel wat daarom 'n properse rietdak gebou was, waar die naam natuurlik nou vandaan kom, maar sy kan verder vertel, is haar besigheid. Ja, absoluut, maar ek moet hom sê, ek was nog 'n keer wat hier sommer ek, so ons het almal 'n bietjie druiwe kom koop, kyk op konfyte en so, maar dis 'n plekjie wat jy net wil stil sit, en jy kan miskien van die Namibiërs, kyk, jy ken Namibië, ons moet nou daaroor ook nog praat, jy was op VHS in matriek, so vooruit praat, maar mense van Namibië wat ook kom kuier en Kaapenaars, wat hulle alles gekry. Ja, ek raak altyd baie opgewonde as ek Namibië se nommerplaat hier buitekant sien en ek gaan soek hulle altyd tot ek hulle kry. Hulle sê maar ek het baie sterk Namibië se wortels. Ja, wat soek jy by 'n padstal? Jy soek 'n baie lekker pastai wat ons het, ons tuisgebakte pastai wat ons buurvrouens vir ons doen. Jy soek 'n lekker koppie koffie en dan soek jy altyd iets wat jy kan saamvat huis toe. Weet jy of dit is 'n geskenkie of konfyt of beskuit of koekies of koffiekoekies, iets lekkers, 'n bederf. Dis bederf en ek sien hier's granate, hier's alles wat jy kan vind daarby en dan sien jy tafeltjies met die mooiste uitsig. En dis 'n bederf. Vir Rian was dit belangrik dat die padstal baie mooi uitsig op die berg het. So nee, dit is 'n groot bederfplek en net so vinnig want ek nou eintlik daar by Bergsig ook nou met ons nou 'n wyntjie gaan proe. Julle ken die wêreld, maar VHS en groot word, so jy het diep spore in Windhoek getrap. Jy vegkop baie, was jy hak en steek of was jy Ek was 'n kandidoot. Okay. Kandidoot. Okay. Ja, so dit is kosbare tye wat ons, dit was 'n voorreg geweest om as kind daar te kon groot raak. Ja. Eenvoudig, simpel en ek wil sê baie beskermd eintlik groot geraak. Ja. So ons ontvang graag die Namibiërs hier. Ons sal hulle op die hande dra.
En as hulle wil en dit kom vrugtetyd hier verby en as hulle nog kans gee om hulle eie vrugte te pluk. Ja, absoluut. Ja, dis 'n groot bederf. Maar dit is lekker om hier te kuier en dit is lekker om die storie te hoor. Ja. En om dit dis so mooi, die son is besig om te sak. Die Roelekyn het altyd so gepraat van die eenvoudigheid, die mooi in die eenvoudigheid. En dit is dis wat ek ook hierso kry. So, nie maar weer kom maak 'n draai, kom sit hierso, baie om te doen, baie om te koop en vriendelike Namibiese mense. Ons kom kuier binnekort. Ja, julle gaan so vinnig, ja, so voor ek nou na Bergsig toe jaag. Ja. Ek hoor julle gaan in die winter bietjie Ja, sien baie uit. Ja. Sy kry onttrekkingssymptome as sy nie elke dan en wan daar uitkom nie. Ja. Dit is jou. So as jy dan ry julle. Dan ry ons. Jy moet deur die syde Ja, ry. jy moet die syde beleef. Stop oral en koop daai biltong en drowels Net so. en met die vlakte so kan kyk. Dan sou daar, maar dankie vir die saamkuier, Mareike. Groot voorreg, als wat mooi is. Dankie en ek gaan nou so deur gaan Bergsig se kant toe en dan gaan ons lekker bietjie daar kyk wat se wyne daar is en 'n bietjie die stories ook oor van Bergsig en Keller. So is lekker hier by Bergsig waar ons kuier en die proelokaal is baie mooi hierso. Lekker wyne rondom ons, hier's 'n lekker winkeltjie wat mense ook dinge kan koop. Lara, lekker om met jou te gesels. Baie dankie, dis lekker om julle hier te hê. Baie dankie. Ja, dis 'n baie mooi plek. Hier gaan ons lekker kuier vandag. Ek dink ons gaan nog later met Anne-Marie 'n bietjie gesels oor die wyne. Maar Bergsig bied baie. Dis 'n mooi plek. Dit mens raak so rustig as jy inry sommer eerstens. Miskien is dit die omgewing in die berge. Jy is nog 'n bietjie gewoond daaraan. Maar Namibiërs kom baie keer ver, Lara, en eerstens, behalwe die lekker wyn, want lekker wyn het julle verseker, kan mense ook kom oornag en julle is baie lekker blyplek. Ja, ons het in 2022 het ons 'n selfsorgeenheid oopgemaak. Ons noem dit Kellerhuis. Kellerhuis, So, mooi naam, ja. Ja. So hy's bietjie gerestoreer en daar kan 6 mense slaap, dis 'n 3 slaapkamer. So dis lekker as jy nou wil wegbeweeg van die besige lewe af, bietjie op die plaas kom bly. Daar's ook natuurlik baie ander aktiwiteite wat jy kan doen as jy by ons kom kuier. So bietjie op die plaas kom rondstap, 3 km voeltjie kyk roete. Okay, dit is Absoluut net ongelooflik mooi. En ja, dit is wat ons bied, ja. Dis lekker. Ja, die blyplek is handig want as mens hier is, dan kan jy nog bietjie dit amper as 'n basis gebruik en rondbeweeg. Ja, absoluut. So hier's mooi plekke. Ek weet hier's 'n gin plekkie net hier oor die brug oor die rivier. Is mooi, is berge rondom jou en jy kan woester toe gaan. Ja, en ons het natuurlik die Slanghoekvallei ook hier in die Brede Kloof wat ook 'n baie lekker plek is om as jy wyn wil kom leer drink daar. Ja, so As 'n verskeidenheid opsies. Dis lekker. Ek hoor jy praat van wat in die omgewing gebeur het. So jy kan eintlik hierso bly, nee, jy kan natuurlik kan jy lekker wyn hierso benut. Dit is lekker, maar as jy nou 'n bietjie fikser is ook, jy kan 'n bietjie rondry, so stap Ja, tussen die fietsry, dis eintlik ook, nee. ons het 'n 13 km fietsryroete. Wat jy sommer net jy meld sommer net hier by ons aan en jy scan 'n QR-kode, jy kan die roete ry op jou eie tyd. Ja. As jy terugkom, is dit natuurlik lekker om aan by die bistro 'n bietjie ietsie te eet en sommer 'n wynproe by te voeg. Ons offer ook baie food and wine pairings wat nogals baie gewild is die afgelope tyd. Mense hou daarvan om wynpasmaat ook te proe saam met hulle wyne. Ja. En dis lekker en dit maak dit nik en jy ervaar die wyn op 'n ander manier en dit is lekker. En die bistro is lekker want ou kan seker ontbytjie en 'n bietjie ietsie groter eet middagete tyd. So ons het 'n heeldag ontbyt wat dit lekker maak want die mense wil nie net tot 12:00 toe, hulle wil sommer heeldag ontbyt. Dis 'n lekker opsie en dan het ons ook bietjie kombuis specials wat ons ook hardloop. So dit is lekker as jy by ons bly ook, dan kry jy ook hierdie geleentheid om jy hoef nie eintlik vir jouself te sorg, jy kan sommer net hier by ons inval en dan kan jy dit kom geniet. Veral jy is almal laat jy so welkom voel. Dis amper 'n lekker, die Engelse praat van 'n vibe, as amper nie 'n ander manier nie, maar 'n lekker atmosfeer eintlik. Maar die atmosfeer nie van lei, dis seker maar hoe dit is, nee. Almal hier rondom julle. Ons almal hierso is dit regtig waar jy kry 'n persoonlike hoe kan ek sê, persoonlike gevoel as jy instap. Absoluut. So dit is maar waarvoor ons ook bekend staan hierdie vallei. Ja, nee, absoluut. Nou, dit is so lekker om met jou te gesels. Dankie en natuurlik julle bied baie.
Ek dink ons gaan 'n advertensiebreek vat en ek dink as ek terugkom dan gaan ek met Anne-Marie gesels. En Anne-Marie kan vir ons 'n bietjie vertel van geskiedenis en ek dink ons moet seker 'n wyntjie ook proe, wat dink jy? Nee, absoluut. Ja. Jy is mos vir doekies omdraai. Ons het net vir voorkyk en vir fietsry, nie, ons Ja, gaan 'n nee. wyn ook proe, ja, absoluut maar. Dankie vir Baie jou tyd. dankie. Dankie, ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom dan gesels ons 'n bietjie met Anne-Marie. Anne-Marie, lekker om met jou te gesels. Dis lekker om in 'n kelder te wees. Dis een van my gunsteling plekke en dan hierdie deel van die Kaap is ook 'n gunsteling plek. Mense vergeet jy hoef nie net aan die Kaapse kant Stellenbosch Parel nie. Deur die tonnel. Ja. Dis 'n mooi wêreld hierdie. Dit is en baie welkom in Brederkloof. Dit is altyd Dankie. lekker om mense van Namibië hier by ons te verwelkom. En ek sê altyd, dis altyd so 'n geheime wegsteekstukkie aan die kant die tonnel, so doen nie moeite en ry deur. Brederkloof is iets spesiaals. Ja, dit is baie besonder. Dit is 'n mooi wêreld en dis 'n mooi tyd van die jaar, besige tyd van die jaar. So dit is mooi want dit is mooi groen. Druiwe word gepluk en kyk nou die fondasies word gelê vir wat in die bottel moet beland. Ja. Maar dis besig vir julle. Dis lekker besig by ons, maar dis 'n tyd wat ons ook waardeer en wat ons probeer alles inneem wat ons kry elke dag, want dit is tog die vrugte wat ons gebruik om nou wyne te maak wat oor 10 jaar dalk nog gedrink gaan word. So ons probeer elke oomblik vasvang so ver wat ons kan tussen al die moe lywe deur. Ja, absoluut. Nee, ons is baie dankbaar vir julle want ons benut dan weer julle die goeie wyne wat julle uitsit en Bersig het briljante wyne en ook 'n port. It's like daai port onthou ek. Hy was 'n award winning eintlik, nee. Dit Ja. is 'n kampioen port geweest wat hulle gehad het. Dit was 'n kampioenport, die platter van 2025 was hy die port van die jaar aangewys. Ja. So ons is baie dankbaar en ongelukkig nou uitverkoop, maar ons is besig met die produksie van die 2026, so hopelik gaan hy dieselfde voetspore volg as sy vorige mater. Absoluut. Maar daar is 'n botteltjie net om die hoekie. Ek dink jy kan gou vir my miskien vir hom gaan wys en dan kan hulle ten minste sien hoe lyk die botteltjie port. Kom ons stap gou soontoe. Dis reg. Anne-Marie, hierso is ons by die ons moet so saagies vat want Ja. daar's nie baie van hulle oor nie. Ek kan ons so vashou. Dis die trotse produk en hier is sy toekenning en dit was die Port Style one of the year. Yes. Beste van die beste. Beste van die beste by En dit platter. is dit sê gebeur nie sommer net nie en dit sê ek ook blinde proe en alles en die mense as jy hom wen dan was jy regtig die beste. Ja, nee, ons is opgewonde en ons waardeer die toekenning. Ek dink Bersig kom al soveel jare met port saam dat hierdie is 'n baie lekker een om te hê. Ja, en die port hy is 'n bietjie van 'n ander proses natuurlik om 'n witwyn en 'n rooiwyn te maak Yes. of is dit daar moet mens meer konsentreer Ja, of minder konsentreer? Ek dink jy slaap 'n bietjie minder. Ja. So jy gis die druiwe af tot omtrent tussen 15 en 12 balling en dan moet jy brandewyn spiritus vat en die sap fortifiseer. Ja. So jy moet jou tydsberekening lekker hê om daai fortifikasieproses aan die gang te kry en dan moet jy seker wees dat daai fortifikasieproses stop die gisting. Ja. So dit is bietjie minder slaap. Nee, maar wel gedaan, so hulle kan uitkyk met hom. 2026 dink ek is daar wel dat jy hom kan kry, maar ek dink kom ons gaan sit weer daar rustig aan en praat ons verder oor wat alles hier op die plaas gebeur en oor die geskiedenis en jy kan 'n bietjie vertel van die geskiedenis en waar alles vandaan kom, maar kom ons gaan sit weer daar lekker en dan gesels ons verder. Dis 'n briljante port, so wel gedaan en ek dink die mense kan uitkyk vir die 2026 port, nee. Ja, dis reg. Hy gaan die volgende ene wees en maar jy kan ook net soveel kan jy bottel. So hoeveel ton of hoeveel liter kan mens nou maak van die port? Dit hang maar af wat die wingers vir ons gee. So dis 'n seleksie met oestyd. Ons gebruik net druiwe van 27 balling. So as ons pluk, dan gaan ons maar die seleksie doen van wat is soet genoeg en hopelik kry ons genoeg om goeie hoeveelheid darm te bottel. Okay, nee, maar dis belangrik. So kyk uit vir die 2026 port van Bersing, wel gedaan. Dit is 'n briljante produk en dit ten sterkste aanbeveel. Anne-Marie, die wyn maak self, jou eie liefde. Ek kan sien dat jy's op jou gelukkigste in Paastyd. Hoewel dit 'n moeilike tyd is, ek dink jy slaap min. Maar liefde vir wyn maak, dit moet hom seker ook van diep binne afkom. Dis 'n groot belangstelling. Ja, dit is 'n groot belangstelling, maar die snaakse ding is, toe ek in matriek was, wou ek eintlik aptekerswese gaan studeer. Ja. En my oom het daardie jare vir Destel nog gewerk en hy het vir my gesê jy het so liefde vir chemie, maar hy sien my nie binne muurs nie. Hoekom probeer ek nie net 2 weke proeftydwerk by 'n kelder nie? En
Ek het daai tyd toe by Distel Papegaaieberg onder Melanie van der Merwe gaan gewerk, wat toe in beheer was van JC Leroux en die gogga uitgebyt. Okay, ja. Daai chemie wat jy kan toepas, die kuns van wyn maak, die mense wat jy ontmoet met die trekkers wat die drywers bring, daai persoonlikhede waarmee jy elke dag te doen het, dit was net vir my ongelooflik. Ja, daar's 'n ritme aan die pas dit. Ek kan net dink daar's al liedjies geskryf, boeke geskryf, daar's amper flieks gemaak ook al daaroor en maar dit is presies wat jy sê, dit voel vir my soos 'n kunswerk want ons benut nou die wyn en ons trek die kerk uit. Mens moet eintlik meer aandag gee aan wat agterop staan en waar dit vandaan kom en wat jy kan ruik en ervaar, maar dis nie sommer net vir sit dit bymekaar nie. Jy moet mooi konsentreer. Dit is, en ek dink as 'n wynmaker aan elke wyndrinker 'n verpersoonlike wynproe kon doen, sou dit ongelooflik wees. Ja. Ongelukkig is dit nie moontlik nie, want 'n wynmaker sit soveel liefde in elke vat in, sal elke vat anders hanteer. Ek noem dit sommer die verskillende inkleurpotlode vir die skets. Ja. So daar's 'n groter storie agter elke wyn wat 'n verbruiker kry. En dit voel vir my partykeer die etiket voor en agter kan nog nie daai hele storie oordra nie. Ja. Die pastyd is vir my so 'n interessante tyd en daar's 'n klomp is besig. Daar's 'n klomp mense wat betrokke is en ek dink altyd julle slaap baie min wat waarskynlik gebeur. Maar julle moet vroeg opstaan ook want ek dink as ek reg verstaan, mense moet eintlik baie keer voor son op ook nog van die druiwe oes. Dis reg, ja. Ons begin oes in piekseisoen wanneer Sauvignon Blanc en Colombard en Chenin Blanc inkom, probeer ons die masjiene al reeds 4 uur in die wingerd hê, dat die eerste vragte teen 5:30 by ons kan wees. Ja. Hoe vroeër ons daai prosesering kan kry, hoe beter is dit vir die aroma komponente in die witwyne. Wow, okay. Ja, so dit is 'n fyn kuns. Soos jy sê was die chemie en al daai dinge nou inkom. Maar dis heerlik, maar ek dink ons moet miskien ook 'n wyntjie gaan proe. Ja, beslis. Watter sou jy voorstel? 'n Wit en 'n rooi dalk? Ja, definitief. Ek dink ons gaan definitief die Patmos 2025 proe en dan die Icarus rooi 2022. Okay, maar daar's 'n pragtige stoep daarbo wat mense oor die wingerde kyk en ek dink ons moet gou daar 'n draai gemaak maak. Kom ons gaan proe. Ons vat so 'n advertensiebreek en dan proe ons wyn. Welkom terug by Kaap Vol Hoop en ons kyk lekker in die Brede Kloof. Dis dan mooi. Hier kan 'n mens lank sit aan 'n middag. Ek wil lekker hier agter ons en dit is as 'n foto hier onder by die ontvangs wat seker 100 jaar terug geneem is. Dit lyk nog net so. Ja, nee, dit lyk nog net so. Dit is 'n ongelooflike uitsig en ons is eintlik so bevoorreg om hierdie uitsig elke dag van jou kantoorvenster af te hê. Dit is ongelooflik. Ja, nee, dis 'n groot bederf vir ons om hier in te ry. Mooiste wêreld, mooiste berg. Dit is 'n mooi dag ook. Moet jy maar by sê. So ligte so briesie wat op die wange, maar jy sê dit waai maar altyd hier so. Dit waai maar altyd hier so. Ja. Dit is die aard wat jy net nou verduidelik het van hoe die kloof en dit valleie ook maar net is, maar hoogtepunt altyd vir my. Ons het dan nou 2 uitsoekwyne hier so voor ons. En witwyn en rooiwyn is altyd maar op die voorgrond en albei het sy unieke kwaliteite sekerlik. Ons gaan miskien nie by die witwyn begin. Ek is nogal, moet ek daarom erken, ek is 'n Chenin, ek het 'n palet vir 'n Chenin, as dit hoe mense dit sê. Dit is 'n baie goeie ding as jy 'n palet het vir Chenin en as jy in die Brede Kloof dan kom kuier. Absoluut. Brede Kloof is die tuiste van Chenin Blanc. Ja. Ons is 'n groep wynmakers wat so 11 jaar terug besluit het ons gaan wil vir die wêreld wys dat Chenin Blanc in verskillende style geproduseer kan word en hoë kwaliteit produkte gelewer kan word. En dis hoe die Brede Kloof makers ontstaan het. En dit is ons inskrywing vir daai Brede Kloof makers wyn. Ons lese is by die Brede Kloof maker high risk high reward. En dit is presies dit. Yes, en ons kry net die beste, die verbruiker kry net die beste en ek bewus van die Brede makers die awards en hy sit jy so in die rigting van die beste Chenins dink ek. En dit is die area leen hom op daartoe. Ek hou van die, soos hulle sê, die label, dis eintlik maar die Engelse woord. En Patmos, mooi boot op die voorkant, sekerlik 'n storie, wil ek sê, dis die Chenin die Reserve Collection. Hulle sê enige goeie wyn moet 'n goeie storie hê. Absoluut. En die Patmos is juis
die skip wat vir Herman later gaan in die 1735 van Duitsland af na die Kaap van Goeie Hoop toe vervoer het. En hier het hy met die Patmos aangekom. Patmos het net 6 keer geloop. Hy was op die 5de voyage, as jy dit kan noem. En toe het hy skipbreek gelei na voyage 6. So hy het net betyds in die Kaapstad aangekom om vir ons hierdie pragtige stukkie goud wat nou as bergsig staan te bring. Verseker nie, ons is baie dankbaar daarvoor, dit is baie mooi. Dis so, gee reg aan hom, né? Dit gee reg aan hom. In daai proses. Herinner ons hoe moeilik dit was daai tyd om rond te beweeg. Dit is. En nou vliegtye. Die Patmos se replika is nou nog in die Maritieme Museum in Duitsland beskikbaar om te gaan kyk. So dit is ongelooflik. Jy gaan binnekort na Duitsland toe in elk geval vir Brouwyn, ja. Brouwyn, miskien moet jy probeer om daar uit te kom. Ons gaan beslis, ja. Ek en Willem is daar, ons gaan die keller verteenwoordig en ek het vir gesê as ons tyd het, wil ek baie graag gaan kyk. Hoe lyk die skip waar alles by jou begin het. So 'n fotootjie kry met die skip in die agtergrond, maar nou die lekkerte is ook dat ons daarmee kan proe. Shannon, jou gedagtes rondom kouer, koel, hy moet natuurlik kouer wees, maar verkieslik nie ys nie. Of is dit maar persoonlike voorkeur? Ek dink dis persoonlike voorkeur. My uitkyk op wyn en wyngenieters. Elke verbruiker moet die wyn geniet in die manier wat vir hom die beste. So as jy verkies om ys by te sit, sit ys by. As jy verkies om dit net kouer te maak, doen dit. Maar wyn is te lekker om vir mense voor te skryf wat en wat nie te doen nie. Absoluut. Ek het nog 'n slukkie gevat, ek kon nie hou nie. Maar jy kan miskien vir ons verduidelik, is dit daar's altyd daarom iets spesifiek wat mense kan proe in hom. En julle die vermoë, die wynmakers, om elke jaar sin weer te proe. En te sê en jy vertrou jou oordeel. Ek sukkel nog daarmee. Ek sukkel nog om myself te vertrou wat ek proe en ryk. Maar mens moet jouself seker vertrou daar. Hierdie is eintlik 'n ongelooflike storie eintlik van die wingerd af. Die wingerd is tans 43 jaar oud. So dit is ou stokke langs die Breë rivier opgelei. Baie lekker. En ek dink die wingerd het homself nou al gevind. So hy is nou al soos 'n volwasse persoon wat nou weet wat se geure om te produseer. Hy is nie meer 'n jong stok, 'n tiener wat verskillende geure elke jaar gee nie. Hy weet wat hy kan gee en hy gee dit jaar na jaar. So die wingerd is bekend vir bietjie meer volryp druiwe, so hy gee vir ons omtrent druiwe van 22,5 na 23 balling wat ons jaarliks oes. Hierdie oesjaar is op 23 balling geoes. En dan as hy klaar gemaak is, kry jy hierdie ongelooflike ryp perske, peer, steenvrug op die neus. So die wyn is in vate verouder en gegis, maar ouer vate, so die hout dra nie by tot die aroma van die neusie, maar net tot die kompleksiteit van die palet. Luister, nou alles wat jy nou gesê het, maak dit 'n heel ander ervaring as mens die bottel oopmaak en hom drink en kuier so. As jy kom kuier hier so in die Breede Kloof, kom sit hier so, kom geniet 'n heerlike wynkie en dit is 'n heerlike wyn. So wel gedaan. Baie dankie. Dit is 'n kampioen wyn, soos hulle sê. Baie dankie. En ons moet dan na die rooiwyn se rigting ook gaan. Hierdie streek, Annemarie, is hy leen tot albei of sê jy sê hy leen oor na meer rooi of meer wit? Die streek het verskeie pockets of kleiner areas wat hom toeleen tot sekere kultivars. Ons is baie geskik vir Cabernet veral. En ons rooiwyne staan alles omtrent op berggrond. Interessant by Bergsig, die Woesterfout hardloop reg deur die landgoed. So die Woesterfout beteken daar was 'n verskywing in die aardkors. En al die wingerde aan die bokant of teen die berge staan op jou Mamasbury, Skalie, Koffieklip, swaarder gronde, ryk aan yster en dis waar die Cabernet ook is. Langs die rivier af is meer jou alluviale gronde, sandsteen en dit is waar ons witwyne vandaan kom. Cabernet is en sal altyd 'n goeie kultivarkeuse wees vir Bergsig met ons klimaat en ons grond wat ons het. Ons het ongelooflike Cabernets en die wyn wat ons nou vandag gaan proe is 'n Cabernet Touriga versnit. Touriga, interessante Portugese kultivar. Met ons klimaat wat hom baie selfde toeleen ten opsigte van temperature as in Portugal, werk dit baie goed by Bergsig en is dit 'n ongelooflike versnydingskomponent. En
die manier om ook op daai cultivars af te kom, daar's seker navorsing gedoen en moes maar Portugal toe. Dit is nie moeilik om daai amper die toestemming te kry om so vir verskillende plekke af stiggies en cultivars in te bring nie. In Suid-Afrika is ons bevoorreg dat ons 'n baie goeie klone hoeveelheid het by in Wellington. So hulle het reeds van die klone gevestig en reeds ingevoer en reeds virus vrygemaak. Ja. So die plantmateriaal wat in Suid-Afrika beskikbaar is van uitstaande gehalte. Okay. Wil ons 'n nuwe cultivar plant? Ons kan beslis, maar dan wil ek net Portugal toe gaan om te gaan proe. Self ja, dit sal 'n lekker ervaring wees, verseker. Ek speel dit. Nee, maar ek dink dit maar dit is lekker om te weet dat daar's druiwe van daai kant wat ook hierdie kant werk. Ja. Agter ons nog net weer van die druive, dis 'n druiwewaandjies wat hier verby is. Ja. En dit is nou die ritme van Parstyd, nê. Dis die ritme van Parstyd. Vol Kort. druiwe en heel gaan pluk en vat na die perskype toe. Dis net so, ja. Maar die rooiwentjie moet proe. Een ding wat ek onthou wat jy vroeër genoem het is dat die late gans het 'n groot invloed al van die 1800s en baie generasies, maar Oom Prop late gaan was Oom Prop. Ja, dis Oom Prop. Oom Prop was bekend en ek dink jy het genoem dat hy het gehou van 'n Cabernet. Cabernet was sy voorliefde en sy voorkeurwyn. So ons het in dieselfde handelsmerk as Patmos, het ons 'n Oom Prop Cabernet wat 100% Cabernet is. Ja, en dit gee reg aan Oom Prop. En dit gee reg aan Oom Prop. Ja. Ek weet nie of dit 'n term is, ek kan my sê is 'n sagte wyn of is dit 'n regte term? Dit is die regte term. Ek dink die tannienstruktuur is baie sag op die palet. Ja. En dit is hoofsaaklik maar daai Touriga wat help om daai Cabernet se skerp tannine so klein bietjie af te bestuur en maak dit eintlik al 'n ongelooflike wyn wat jy tans kan drink en dit is nog so vars en jong oesjaar 2022 verlede jaar gebottel, maar alreeds ongelooflik op die palet. Ja, dit is heerlik. Wel, hierdie is topklas wyne en ek kan lank sit en kuier net tussen hulle twee en dan met die port moet ons nou ook nie vergeet nie. Maar so lekker om saam met jou te kuier hier so mooi agter ons. As mens so dink, so bietjie oor wil toemaak en dink 100 jaar terug, 200 jaar terug het hulle net hier agter ons net so gelyk. Wingerde net so en hulle het hier so die druiwe gepluk en jy het bevoorreg om ook aan te gaan en daai wyn te maak. Dit bly voorreg, nee, as jy knyp jouself so nou en dan van die voorreg wat jy het om so tradisieryke persig betrokke te wees. Dis 'n ongelooflike voorreg, maar dit is ook baie keer half senuweetergend om te weet die sukses wat hulle behaal het tot nou en wat jy moet vorentoe vat. Ek meen ons lese is bou voort vir generasies. En dis presies wat ons wil doen. Ons probeer volhoubaar boer. Laat die volgende 6 generasies en nog meer weer hier kan sit en gesels. Dalk met ander tegnologie nou opgeneem kan word. En die suksesstorie kan weer voortvertel vir hulle generasies wat volg. Absoluut, ek dink dit is wel gesê. So ter afsluiting, die program is Kaapvol Hoop aan my. Miskien maar net so jou paadjie ook hier by Bergsig, miskien 'n persoonlike paadjie ook hoop. Dis 'n groot woord, maar ook deel van jou lewe. Mense ervaar dit ook in die natuur en wat jy doen. Ervaar jy ook hoop in wat gebeur hierso? Ek is as mense baie positief ingestel. En ek dink as jy nie met hoop lewe nie, gaan niks 'n sukses wees nie. Jy moet bereid wees om daai bietjie in hoop vas te hou en te glo en te vertrou dat alles wat jy aanpak 'n sukses gaan wees vir dit om dit so te realiseer. Ja, absoluut. Maar ek het hoop jy ervaar en dankie vir jou mooi woorde en inspirasie en dankie vir hierdie briljante wyne wat jy vir ons in die bottels kan sit. Baie dankie. Dit is heerlik om hier te gekuier het. So baie dankie vir jou. En baie dankie dat jy tyd gemaak het. Kom enige tyd weer terug. Absoluut. Ek dink jy net weer weet, jy weet hierdie tonnel draai links, kom na Bergsig toe, is briljante ervaring. Dankie vir jou tyd. Dankie. Totsiens.